Kolossense 2 vers 6 tot 12. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar deur die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Daar is 'n klompie belangrike dinge wat ons hier in Kolossense 2 gelees het, en die eerste een is dat ons in verbondenheid met Jesus Christus moet lewe. Nou wat beteken dit? Wat op aarde beteken dit, wil jy amper vra? Paulus gebruik 'n beeld, die beeld van 'n plant, om dit vir ons te illustreer. Hy sê, soos wat 'n plant in die grond staan en sy wortels diep in die grond in laat gaan en vas is in die grond, en dit hou hom stabiel, en so kry sy voeding uit die grond uit. So moet ons in Christus wees, ons moet in hom gewortel wees. En dan gebruik hy nog 'n beeld, soos wat 'n gebou 'n fondasie het, so moet ons fondasie op Christus gebou wees, vas in die geloof soos ons geleer is, en sê hy, met dankbaarheid vervul. Dan sê die gedeelte ook dat Jesus Christus die hoof is oor elke mag en gesag in hierdie wêreld. Daar is niemand wat meer mag en meer gesag het as Jesus Christus nie. Hy is die hoof van alles. Die skepping is vir hom gemaak, die skepping het deur hom tot stand gekom. En nou kom sê Paulus ook, deur ons verbondenheid met hom, deel ons in hierdie mag en in hierdie gesag van Jesus Christus. Want sê hy, ons het saam met Jesus Christus gesterf vir die sonde, maar ons is saam met hom ook opgewek. En die doop is die teken daarvan. Soos wat 'n mens wanneer jy gedoop word onder die water ingaan, so het ons gesterf vir die ou sondige lewe. Maar soos wat 'n mens ook weer uit die water opkom, so het ons saam met Christus opgestaan tot 'n nuwe lewe. Kom ons wortel onsself vandag aan Jesus Christus wat vir ons die lewe kom gee het. Kom ons bou vandag ons lewe op Jesus Christus. Hy is ons hoeksteen en hy is ons rots. Ons hoef nie op wettiese godsdienstige reëls staat te maak om by God uit te kom om gered te word nie. Nee, ons redding is vas en seker omdat ons gesterf het saam met Christus en omdat ons opgestaan het saam met Christus. Here, baie dankie dat ek op U kan bou en in U gewortel kan wees vandag. Wees vandag my rots. Dankie dat ek weet, alle mag en alle gesag is aan U onderworpe, want U is bo alles, tot in alle ewigheid. Help my om vandag in verbondenheid met U te leef, om in U gewortel te wees, om op U gebou te wees. Versterk my geloof, Here, en leer my sodat ek my lewe met dankbaarheid kan leef tot eer van U groot en wonderlike naam. Amen.